Ons het laas week het ek met u gesels oor gee oor, surrender. Hierheen volg op dit. Jy sien, ek sal nooit oorgee as ek nie vertrou nie. Ek sal nooit oorgee as ek nie vertrou nie. En hoe belangriker die ding vir my is, hoe meer is die vertrouensvereiste. Julle verstaan dit. Kyk, as ek dit nou so kan verduidelik, as ek nou 'n ou motorkar ry, sommer maar net 'n oue, 'n goed geroeste enetjie, wat nie baie werd is nie. Dan as daar ietsie fout gaan met hom, dan kan ek sommer self maar bietjie timmer, of ek kry sommer enige iemand wat ek dink iets verstaan van die voertuig. En ek gee dit vir hom, want dit het nie baie waarde nie. En dit, wat se skade kan hy nou doen, die persoon nou aan my voertuig, meer as wat daar is. Maar as ek nou 'n blinker ry, en 'n nuwe ene ry, so een soos wat die wyse manne gery het, al agter die ster aan. Vang julle daai? Okay. Ek nou nie 'n grappie maak en almal s'n wonder waarvan praat die man nou nie. Okay. Maar enige, as jy 'n voertuig ry wat vir jou baie geld kos, dan gee jy hom nie vir enige persoon om aan te werk nie. Dis nie logies nie, maar dit gaan oor vertroue. Is dit nie? Ja, dis, as ek 'n bietjie grieperig is, dan gaan ek hierso na my plaaslike dokter toe en ek vra, ek is nou grieperig, jy moet my help 'n bietjie. Maar as ek 'n oop hart operasie nodig het, dan gaan sit ek nie daar by die kliniek en wag vir die dokter nie. Ek gaan sien iemand wat 'n spesialis is. Want my hart is vir my baie belangrik. Jy sien hoe belangriker die goed vir ons is, hoe moeiliker is dit om te vertrou. Hoe moeiliker is dit om met iemand daarmee te vertrou. En dis hoekom ek die vraag vra, vertrou jy regtig vir God met alles van jou? Want om oor te gee, moet ek vertrou. As ek nie vertrou nie, gaan ek nie oorgee nie. In Romeine 12 vers 1 tot 2 lees ons die volgende. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle heel liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, die vernuwing van julle verstand, julle denke, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Nou, hier is 'n paar goeters wat belangrik is in hierdie ding van waar die brief van aan Romeine wat Paulus skryf. Hy sê, ek vermaan julle, met ander woorde, ek gee vir julle 'n opdrag wat nie geïgnoreer kan word nie. As jy 'n kind van God is, as jy 'n kind van God is, kan jy nie hierdie opdrag ignoreer nie. Daar's nie ruimte vir dit nie. So sê ek vermaan julle. Ek sê vir julle, dis wat julle moet doen. Jy moet jou lewe, jou liggaam as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer gee. So jy moet alles gee. Hy sê dit is die basis van jou godsdiens. Nou ons lees die vers en dan stop ons daar. Maar nou net kyk gou hierso is 'n woordjie. Wat 'n woordjie is daai? En. So wat maak en?
en koppel die twee sinne aan mekaar. So met ander woorde, die vermaning is ook deel van die tweede. Met ander woorde, die en sê dat die volgende sin is ook deel van die vermaning. Is dit nie so nie? Ja. So nou sê hy, en word dan hierdie wêreld gelykvormig nie, met ander woorde, moenie dink soos hierdie wêreld nie, maar word verander. Dis 'n verskriklike belangrike woordjie daai, die woordjie metamorfo. Ja, metamorfo, jy kry die idee van hom as jy hom sê, né, wat gebeur met 'n wrampie wat spin en dan word hy 'n papie en dan verander hy in 'n skoenlapper. Metamorfose. Hy ondergaan 'n totale verandering. En dis wat hy moet sê, dis wat hy vir ons hierso sê. Hy sê, maar julle moet verander word. Jy stel jouself liggaam, siel en gees 100% vir God. Gee jouself vir God, né? Sodat jou denke verander kan word. Dit vernuwe kan word, dat transformasie in jou lewe kan plaasvind. OK? Maar nou hou dit nie daarop nie, nou staat weer 'n woordjie. So, hy sê vir ons, hier is goed wat ek vir jou sê. En as jy die goeders doen, gaan iets gebeur. Daar's 'n rede hoekom ek vir jou 1 en 2 sê, sodat hierdie in jou lewe kan plaasvind. So met ander woorde, hy sê vir ons, ek moet myself gee aan God as 'n totale offer. Alles van my vir hom gee. In die eerste plek. In die tweede plek sê hy, jy het nou alles aan hom gegee, maar nou moet iets hier gebeur. Hier moet 'n verandering plaasvind in jou denke. Jy moet nou op 'n ander manier begin dink oor die lewe en wat die lewe is. Hy sê, en as julle dit doen, die twee goeders doen, gaan iets gebeur. Nou sê hy, gaan verder, hy sê, sodat julle kan beproef, toets en sien wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Nou gaan ek weer terug na die heel eerste woord toe, ek vermaan julle. So Paulus sê vir ons in hierdie gedeelte, ek gee vir julle 'n opdrag, nou in my woorde, ek gee vir julle 'n opdrag. Gee alles wat jy het oor aan God. Liggaam, siel en gees. Dis die basiese van jou godsdiens. Dis om alles te gee. Hy sê maar, jy moet dan nou verander word. Jy het jouself nou gegee, jy moet nou verander word. So dis die opdrag, gee jouself, laat jou denke verander word. En dan is daar 'n gevolg aan dit. Die gevolg is, jy gaan weet wat is God se volmaakte wil vir jou lewe. En dis waar jy dan gaan leef. Sy volmaakte, welgevallige wil vir jou. Nou ek kan nou die vraagie vra. Wie van ons wil graag leef op die plek waar ek kan weet wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God vir my lewe is? Almal. Almal van ons wil daar leef. So iets moet gebeur met ons. En dis hier is hy besig met 'n proses. Hy verduidelik vir ons goeders. Nou kom ek wys vir julle hoe verander ons en wat gebeur. Voor redding, voordat ek my hart aan die Here gegee het, né? Leef ons sonder Heilige Gees. Is dit so? Ja, as jy Jesus nie het nie, in jou lewe nie, het jy nie die Heilige Gees in jou lewe nie. Hy is buitekant en hy kan met jou praat, maar hy is nie binne nie. Dis maar so. So ek het nie Heilige Gees in my lewe nie. Wanneer ek my hart aan die Here gee, dan ontvang ons Heilige Gees in ons lewens. Hy kom woon hier. Dis die tempel van die Heilige Gees. Okay? So as jy nou jou hart aan hom gegee het, het jy Heilige Gees. En dan gaan ons kyk ons nou na redding. Met ander woorde, dis hierdie gedeelte waar ek myself aan hom gee 100%. Na redding sit ons gewoonlik met hierdie worstelstryd in ons. Né? Dis nou waar my denke vernuwe moet word.
Ek is besig om te stoei met myself, my vlees en die gees. In die Bybel leer ons, daar's 'n oorlog tussen die twee, daar's 'n stoeigeveg tussen die twee. My vlees wat nou in hierdie gedeelte van my lewe myself geleef het en in beheer was en alles, moet nou iewers heen gaan. Hy moet homself nou onderwerp. Hy moet homself oorgee aan iets. So ons is besig met 'n stoeigeveg in ons lewens in die gang en ons is veronderstel om nou oor te gaan na die volgende fase toe. En die volgende fase sê ons onderwerp onsself aan Heilige Gees. So ek het Heilige Gees en ek onderwerp myself nou aan hom. Dis soos om te ontdek wat is die welgevallige, volmaakte wil van God vir my lewe. OK, ek weet dit. Maar wat doen ons baie keer? Wat doen ons vlees? Ons vlees stry teen hierdie volmaakte, welgevallige wil van God van ons lewens. Die vlees in my wil nie gehoorsaam wees nie. Ons hou van rebellie. Ons hou daarvan om die hele tyd in striweling te wees. Maar wanneer ek op 'n plek kom, wanneer ek myself geheel en al onderwerp aan Heilige Gees in my lewe, dan beteken dit, ek weet nie net wat is die wil van God in my lewe, wat is die volmaakte en welgevallige wil van God nie, maar ek leef dit. Ek leef daar. En dis wat dit beteken om oorgegee te leef. Julle sal nou weet, nou laasweek het ek gesê, dit beteken nie as ek surrender of oorgee aan hom, dat ek nou met my kop uitklop nie. Dat ek net op 'n stoel gaan sit en ek hou hom warm totdat Jesus kom nie. Ek is nog steeds aktief, ek doen nog. Maar wat is ek nou besig om te doen? Nie my wil nie, maar u wil, sy wil. Maar om sy wil te ken en om dit te kan doen, moet ek sy wil ken. En om sy wil te ken beteken ek moet myself gee in totaliteit vir hom, maar dan moet ek hier iets verander hier binnekant. Hier vind 'n transformasie plaas. Ek is besig, hierdie mens, die Kobus, die vlees, die ou self, moet nou onderworpe raak aan die wil van God. Nie net die wil ken nie, maar die wil doen. Daar's 'n groot verskil nou. Om die wil te ken en te doen. So ons vlees is konstant besig om vir ons hierdie oorlogie in ons aan die gang te hou. En ek moet regtig met alles in my hierdie proses aan die gang sit. Hierdie ding doen. Toelaat dat Heilige Gees met my praat. Toelaat dat die Here sy wil aan my openbaar en ek keuse maak om daai wil te leef en te doen. Die probleem wat ons het, mens, ons het 'n probleem. Jy sien, jy sê nou vir die Here, Here, ek gee oor aan U. En net en dan vat jy dit weer terug. Net en dan staan die vlees weer op en die vlees dink, ek kan nou weer beheer vat. Ek kan nou weer oorvat, ek kan nou weer hierdie ding hanteer, totdat ek dit nie meer kan hanteer nie. Ek het laasweek vir julle gesê, het is baie maklik om die goed af te gee in ons lewens, waaroor ons nie beheer het nie. Maar as ons enigstens dink dat ek nog in beheer is, ons sukkel om dit weg te gee. Maar as kind van God, leef ek op daai plekkie, waar ek myself onder Heilige Gees sit, en my vlees kruisig, en onder Heilige Gees sit, en ek lewe sy wil vir my lewe. Dis 'n plek van vertroue. So ons almal, ons wissel hier, tussen hierdie twee, gaan ons so al nie rond. Dis wat ons doen. Sekere goed, met die tyd saam, help Heilige Gees ons, om sekere goed af te gee, oor te gee, to surrender them, and leave it there. Sekere goed gaan vat ons weer terug.
En dan probeer ons weer, en sien ons dit werk nie, dan gee ons weer oor. So stukkie vir stukkie, is ek en jy besig, om ons hele lewe oor te gee aan hom. En het gaan net oor vertroue. Hoekom gaan haal ek iets by hom terug? As ek my motor vat na die werktuigkundige toe, en iemand bel my en sê, wow, het jy jou kar by daai ou gelos? Jy kan nie dit doen nie. Hy haal al die parte uit en sit oues in. Hy doen allerhande goed. Jy gaan, wat maak jy? Jy verloor vertroue. En omdat jy vertroue verloor het, wat gaan jy doen? Jy ry soontoe en jy gaan haal jou kar. Jy sien, dis hoekom ons die goed gaan haal. Weer by hom gaan haal. Here, ek het dit vir u gegee. Maar ek vertrou myself nou 'n bietjie meer as wat ek u vertrou. Dit is nou of 'n amen of 'n eina. Maar dis die waarheid. Ons vat dit terug, want ons hou op om hom te vertrou. En dis wanneer die vlees bietjie opstaan en sy dinge doen. So ek en jy moet konstant besig wees met hierdie proses van oorgawe en oorgee. Andrew Murray, he said, being filled with the Spirit is simply this, having my whole nature yielded to his power. And that's where we're supposed to live, yielded to the power of Holy Spirit. Geheel en al. Met alles in my lewe. So, ek het laas week ook die vraag gevra, wat moet ek oorgee? Wel, dit beteken ek moet alles oorgee. Wat beteken jou hele lewe? Eenvoudig, beteken jou hele lewe. Dit beteken alles wat jy as kosbaar beskou. Jou bediening. As jy 'n bediening het, jou bediening. Jou vrou, jou kinders, jou finansies, jou eiendom, jou toekoms, jou aftrede. So is 'n baie belangrike ding vir ons, is dit nie? My retirement. So my werk, my alles. Daar is nie 'n ding wat ek die reg het om te hou nie. Ek het in my lewe al geleer dat die goeders wat ek probeer hou, waaroor ek nou self beheer wil uitoefen, ek maak maar lekker droog daar. Maar wanneer ek oorgee en God vertrou, dan werk dit reg uit. So dit het alles te doen met vertrou ek God. Met my alles. Rick Warren said, surrender is not the best way to live. It is the only way to live. Nothing else works. All other approaches lead to frustration, disappointment, and self-destruction. En miskien moet ek nou gou hier so 'n bietjie met die, ek sal met albei praat, met die manne en die vroue. Jy sien, manne, ons is geneig om daarvan te hou om in beheer te wees van ons werk. Ons is mos werkers. Deur die sweet van jou aangesig sal jou bloed vloei. Wat sê hy? Nee. Sal jy jou brood verdien. En ons is so trots daarop. Is great, wees trots op jou werk. Werk hard. Maar jy is nie in beheer daarvan nie.
Ek het in my lewe, in my bedieningstyd in my lewe, genoeg jong manne gesien wie se lewens binne in 'n oogwink verander. En skielik het jy niks en is jy niks. So die trots ding van ons, ek is die broodwinner, die voorsiener, daai tipe van goeders. Broer en suster, broeders, manne, jy is nie die broodwinner in jou huis nie. God is. Dink 'n bietjie daaroor hoor. God is. O ja, ek en jy werk, en ek sê weer, ek het dit laasweek ook gesê, om God te vertrou beteken nie ek gaan sit en doen niks nie, is nie 'n verskoning vir luiheid nie. Maar solank as wat jy probeer om beheer te wees, gaan jy verloor. Dames, ons wil so graag beheer uitoefen oor ons huisgesinnetjie. En ons kindertjies. Hulle is vir ons so belangrik, is dit nie? Wel, is vir ons almal belangrik, vir my ook. Maar ons het 'n geneigtheid om ons kinders toe te vou en toe te maak en te beskerm en is goed en is reg. Maar jy moet hulle een of ander tyd vir God gee, want hulle behoort aan hom. Daar's goeders wat jy nie in jou kind se lewe sal toelaat nie, maar wat God sal toelaat, want hy weet dis wat hulle nodig het. Ja. So daar's goeders wat ek en jy moet oorgee in ons lewens, in totaliteit. So wat gaan gebeur wanneer ek oorgee? En ek wil net 'n paar punte daaroor sê. Die gestoei met die lewe eindig en jy beleef vrede. Kyk, as ek nie meer in beheer is van 'n ding nie, dan sug jy soms so, dis is 'n gewig wat van jou skouers afval. Ek is nie meer in beheer hiervan nie. Is dit nie lekker nie? Wie van julle het, wel, 'n paar van julle het al afgetree. Die dag toe jy, weet, die sleutels daar by die besigheid oorhandig aan die volgende een. Iemand anders dra nou die gewig op hulle skouers. Skielik, voel jy so lig soos 'n veertjie. Jy weet net nie wat om met jouself aan te vang nie, maar dis nou iets anders. Jy sien, die oomblik wanneer ek en jy goed vir God gee, dan kan ek so 'n sig van verligting gee. Nou, luister mooi. Dit beteken nie, ek is nou skielik nie minder bekommerd oor goed nie. Of dit verdwyn net uit my kop uit nie. En daar vlieg my kindertjies weg en ek dink nooit weer aan hulle nie. Nee. Jy battle en jy stoei en jy bid en jy vertrou, maar jy weet jy's nie in beheer nie, God is in beheer. En met jou werk, jy werk hard, jy doen jou beste, maar jy weet God is in beheer. Vertrou hom, soek sy wil, kry sy wil rondom jou werk. Hoekom hou ons daarvan om na 'n restaurant toe te gaan en daar te gaan koffie drink of om te gaan ietsie eet? Wie van julle hou van 'n restaurant? Okay, miskien ek vra, wie hou nie van 'n restaurant nie? Okay. Ons almal hou daarvan om na 'n restaurant toe te gaan en jy gaan sit daar en iemand bring vir jou kossies, jy bestel en dan bring jy kossies en jy eet lekker en jy drink 'n koffie. Dis mos great. Hoekom hou ons daarvan? Jy is nie verantwoordelik vir die kos nie. Jy bestel dit net en iemand anders moet worry, is die eiers sag of hard? Is die toast gebrand of nie gebrand nie? Is daar genoeg sout in of nie genoeg? Dis iemand anders se worries. Dis hoekom ons gaan sit rustig en ons ontspan en jy haal lekker asem. Jy drink daai koffietjie en die manne is so dankbaar. Hulle staan op, hulle betaal net en loop, geen skorrelgoed nie. Dankie tog. Hoekom hou ons daarvan? Want daar's nie verantwoordelikheid by nie. Jy sien, wanneer ons verantwoordelikheid, as ek 'n ding nie oorgee nie, wie is verantwoordelik vir hom? Ek. En al die druk en die stres en die worries en al die goeters is op my, vir daai spesifieke ding. Gee dit vir die Here, jy begin om 'n lewe te lei wat God vir jou bedoel het om te lei.
Die vertroue in hom. Ek sê vir jou, broer en suster, weet jy wat, die dag wanneer jy God regtig begin vertrou in jou lewe, dan word jou lewe 'n avontuur. As jy nou vir jouself sê, weet ek het hierdie ou saai tipe lewetjie, vertrou God volledig vir alles. Ek sê vir jou, dis 'n avontuur. Dis nie altyd maklik nie, nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Maar dit is 'n avontuur om te sien wat God doen, en hoe hy dit doen, en wat hy doen. Jy word vrygemaak van jou selfbeheptheid. Van, ek is so goed, en so groot, en so sterk, en so magtig. Ek kan alles doen. Nee, jy is nie. En hoe jonger ons is, hoe meer struggle ons met die enetjie. Van julle het nou al 'n bietjie aangestap in die jare. Jy stap nou by die hekkie in, jy spring nie meer oor die muur nie. Jy hou vas aan iemand se arms wanneer jy die trapjie opklim. Skielik kom jy agter, maar ek is nie so sterk en so goed en so magtig soos wat ek gedink het nie. Maar as ons jonger is, dan het ons nou krag, jy weet, ons het moed en ons sien al hierdie goeders en verstaan net, man, maak klaar met jouself, vertrou God 100% volledig met jou lewe. Jy hoef nie meer te fokus om die hele tyd te presteer of om die beste te wees nie. Is dit nie great nie? Ek hoef nie te presteer nie. Ek sit in God se guns en in God se seën oor my lewe. Ek hoef nie, ek werk hard en ek doen my beste. Ek hou nie op lewe nie, maar ek vertrou God om vir my deur te kom. Die Here kan jou begin gebruik, man. Jy sien, as ek nou in beheer is van goed, dan moet ek die hele tyd in beheer wees. Jy weet, werk hier, doen hierdie, doen daai, jy moet hierdie ding doen, jy moet hierdie goed bedink, die druk is op jou en die goeders, en die Here staan hier langs jou en sê vir jou, ek wil gou hê jy moet vir my ietsie doen. Nee, Here, ek is nou heeltemal te besig met hierdie goedjies van my. Ek is heeltemal te besig om in beheer te wees. Ek hoop iewerste is iets besig om in te gaan. Die Here kan jou begin vertrou met sy krag en met sy gawes. Luister gou mooi vir my gou net hier. As ek in beheer is en die Here doen iets groots vir my, vir wie gaan ek die eer gee? Vir my, want ek is in beheer. Maar die oomblik, wanneer ek sê, Here, ek gee my beheer geheel en al af. Ek kan niks doen nie. In 'n geval, wie sê ek? So dis u sinne. Nou, wanneer God begin om my te gebruik, of in en deur my lewe te gebruik, is dit nie ekkie, is hy. Hy kry die eer. En omdat hy die eer kry, kan hy my nou begin gebruik. Want God deel sy eer met niemand nie. Is dit nie so nie? Ja, dis 'n feit. So jy kry nou, luister mooi gou na hierdie sinnetjie, ek like hierdie ene. Jy kry nou 'n life coach, 'n huweliksraadgewer, 'n kinderopvoeder, 'n bestuurder, 'n baas, 'n finansiële raadgewer, 'n bankbestuurder, 'n raadgewer, 'n dokter. Dis wat jy kry wanneer jy oorgee aan die koning. Wanneer jy sê, Here, ek vertrou U met alles, hier is dit. Dis wat jy kry. En jy kry 'n volmaakte ene. Kyk, jy kan nou daar by my kom sit by die huis en sê, man, ek het nou hierdie saakie en jy moet 'n bietjie vir my help, en ek kan met gebrokenheid jou help. Ek kan vir Vader vra, gee vir my wysheid en insig in hierdie situasie, maar met gebrokenheid kan ek in jou lewe inspreek. Maar Heilige Gees spreek nie met gebrokenheid in jou en my lewe in nie. Wanneer hy jou raad gee, is dit die perfekte raad. Wanneer hy in jou lewe inspreek, is dit 'n perfekte inspraak. En jy kan na hom luister. En jy kan dit doen, want jy vertrou hom daarmee. Dis wat hy doen, dis wie hy is. Jou hele lewe word aanbidding. Alles gaan oor hom. Ek het niks meer om oor iets om snaaks te raak of vermaaklik te wees. Nee, want dit is u sinne. Ek het dit gegee, dis nie meer myne nie. Ek hou nie meer daaraan vas nie. David Platt said, we are settling for a Christianity that resolves around catering to ourselves when the central message of Christianity is actually about abandoning ourselves.
om jouself net oor te gee en te sê, Here, U wil van my lewe. Dis die perfekte plekkie om te lewe, in U wil. So, hoe doen ek dit? Dit begin by vertroue. As jy God nie vertrou nie, gaan jy nie iets gee vir hom nie. As jy dink jy kan dit beter hanteer, en ons sê vir onsself, nee, ja, ek sal nou nie so dink nie, maar dit is presies wat ons dink. As jy 'n ding nie vir God oorgee nie, dis presies wat jy dink, Here, ek kan dit beter doen as U. Ons sal dit nie vir ons sê, self sê in woorde nie, maar ek sal dit vir jou sê. Want dis die waarheid. Dit begin by vertroue. Vertrou jy God 100% met alles in jou lewe. So ek moet myself ondergeskik maak aan die Heilige Gees. So hoe doen ek dit? Jou planne, jou idees, jou pogings moet verander na God se planne toe. Ons gaan terug na die versie heel in die begin. Gee jouself aan God ten volle. Laat jou denke vernuwe word, sodat wat kan gebeur? Sodat jy kan weet, wat is die volmaakte wil vir God vir jou lewe? So ek kan nou God se planne beginne leef. Oorgawe om iets vir God oor te gee beteken nie ek doen niks nie. Dit beteken ek doen God se wil. So, het jy hierdie battle met jou kinders? Het jy die battle met jou werk? Het jy maak nie saak waarmee jy besig is om te stoei en te stry nie. Gaan oorgawe beteken ek gaan sit by die voete van God en ek praat met hom oor die goed in my lewe en ek vra vir hom, wat sê U vir my, Here? Nie wat sê Kobus van Sail, die pastoor van die gemeente nie. Nie wat sê een of ander selfhelpboekie van wie ook al nie. Maar wat sê U vir my oor die saak in my lewe? Die uitdaging waarmee ons het is dat meeste van ons weet nie eens hoe om dit te hoor by nie. Hoe om by hom te hoor nie. Ons weet nie hoe om te luister nie. Maar kom ons gaan terug na daai stukkie toe in die woord. Gee jouself 100% aan die Here, alles wat jy het. Laat jou denke vernuwe word, so laat toe dat Heilige Gees op 'n konstante wyse binne in jou lewe inspreek en laat verandering in jou lewe plaasvind. Dis hoe jou denke vernuwe word. Hy sê dan sal jy die wil van God kan ontdek. As ek dit nou omdraai, wanneer ontdek ons nie die wil van God nie? Wanneer ek bly by my vlees, my denke nie verander nie en ek nie aan God oorgee nie. So kom ek vra vir jou, vraagie, sukkel jy om die wil van God te onderskei? Maar miskien, as jy nog nie, het jou denke nog nie verander nie, en miskien hou jy nog te veel vas aan 'n paar goeters. Jy moet jou lewe oorgee, en onder die leiding van die Heilige Gees 'n nuwe avontuur begin leef, en dit is 'n avontuur. Want die Here gaan baie keer vir jou goed sê, wat jy glad nie eens aan gedink het nie, en goed waarvoor jy baie bang is dalk. Goed wat jy vir jouself gaan sê, hoe gaan ek dit ooit regkry? Weet jy wat nou? As die Vader in die hemel sê, ek vertrou jou om dit te kan doen, dan kan jy dit maar doen. Kyk, ek en jy, ne, wanneer ons met selfvertroue werk, selfvertroue is baie keer 'n snaakse ding. As jy so 1 of 2 klappe in die lewe gekry het nou, of weet nou onlangs gekry het, dan is selfvertroue sommer weg. Is dit nie? As iemand wat naby jou is, net vir jou gesê het, wat gaan nou met jou aan? Wat gebeur met jou selfvertroue? Sommer daar onder op die grond, man. Jy voel soos 'n slakkie. Jy kan nie op jou eie selfvertroue reken nie. Maar jy kan altyd reken op God se vertroue in jou. Jy kan 100% reken op God se vertroue in jou. So as hy vir jou sê, doen dit, man, spring in. Doen dit. Dis 'n avontuur. Dis lekker om die Here te dien, is dit nie? Ja, julle is vir my stilrig. OK. Jy moet glo dat die Heilige Gees jou lewe werklik in jou lewe werklik is, nou lewe werklik is en aktief in en deur jou wil werk. Is Heilige Gees se werklikheid. Lewe hy? En waar lewe hy?
binne in ons. Dan kan ek hom ons hoor, dan kan ek hom beleef, dan kan ek kan maar net my gedagtes, man, nog voordat ek my gedagtes laat gaan, ek moet net aktief luister. Want hy wil konstant met jou en my praat. Hy sit nie daar iewers in 'n hoekie, soos ons baie keer doen, wanneer ons nou kamerkonsert gehad het, jy weet, ons is stilstype. Hy sit nie daar en sê, jy ignoreer my al 3 weke nie. Ek gaan nou net hier sit nie. Dis nie wat hy doen dit nie so nie. Inteendeel, terwyl jy hom ignoreer, dan staan hy daar by die deur. Hallo, ek wil graag kuier. Dis wie hy is. Hy's konstant besig met ons. Heilige Gees wil genees. Hy wil leiding gee. Hy wil met jou praat. Glo jy dit? Wel, jy moet dit glo asseblief, man. Jy moet dit glo. Dis nou een van die goed wat jy kan glo wat ek sê. Hy wil. Dis wie hy is, dis sy wese. Jy moet tyd maak vir Heilige Gees om in jou te werk. Dit is verskriklik belangrik, dat ek en jy gaan sit met die woord. Wanneer ek God se wil soek, gaan maak tyd, man. Hoe belangrik is God se wil vir jou lewe? Hoe belangrik is dit dat God vir jou leiding gee in 'n spesifieke saak in jou lewe? Wel, maak tyd daarvoor. Moenie net so nie verbygaan dink, ja, ek moet 'n bietjie hulp kry met hierdie ding nie. Nee, maak tyd daarvoor, sodat jy kan luister, dat jy die geraas in jou koppie kan stil kry. Sodat jy die stem, die still small voice kan hoor en luister wat hy sê en dan doen wat hy sê. So jy moet werk daaraan. Jy moet 'n spasie maak sodat jy die ingrype van Heilige Gees kan ervaar. Jy kan so besig wees net dat jy niks weet nie. Gaan nou snaaks 'n vraag vra. Wie van julle is bang vir julle vrouens? Okay, kom ek vra so. Nee, nie bang nie. Wie van julle is versigtig? Dis 'n makliker enetjie, man. Julle kan met hom wegkom. Ag, kom, wees nou eerlik toe. Okay. Maar almal van ons wat so versigtig is, het of een of ander tyd het jou vrou al by jou kom staan en vir jou iets gesê en jy het niks gehoor nie. Is dit so? Is dit so, dames? Ja, kyk, stem hulle nou saam met my, né? Yes. Een of ander tyd het daai persoon vir wie jy lief is en vir wie jy omgee, met jou gepraat, en jy het niks geregistreer nie. Want jou een draadjie wat jy binne het, was op 'n ander plek ingeplak. Dis ons so werk. Dames, julle weet die manne, ek moet nou nie dan, ek jag nou haas, los het. Okay. Maar verstaan, net so staan die Heilige Gees gereed om met jou en my te praat. En ons is lief vir hom. Hy is deel van ons lewens, hy is deel van die Here wat ons dien. Maar soms ignoreer ons hom net heeltemal. Hoor ons niks. Want ons is so besig om in beheer te wees. Ons is so besig om goed uit te sorteer, dat ons nie luister by hom. Here, wat sê u vir my hieroor? Wat sê u vir my hieroor? Jy moet nie haastig wees nie. Julle weet, die woord van die Here sê, hy wat glo is nie haastig nie, né? Ja, jy moet nie haastig wees nie. Wie van julle weet dat die Here is nie haastig nie? Hy is altyd betyds, maar nooit haastig nie. Dis iets wat ons van hom kan leer. En ons is altyd haastig. As ek 'n antwoord soek, het ek hom gister al nodig gehad, is dit nie? Wie van julle is so? Ja, as jy sê ek wil hierdie ding doen, dan moet dit môre klaar wees. Maar dit gaan 'n week vat, of 'n maand, of 2 maande. Dis is maar almal so. Moenie haastig wees nie. Spandeer tyd met die koning en leef met 'n verwagting, geduldig en gereed om vir God te werk. Hy wil, hy nooi jou. Paulus gee nie net 'n opdrag nie. Die Here sê kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Wat sê hy vir ons? Hy sê bring al jou bagasie vir my. Al die goeders waaroor jy so in beheer wil wees, bring dit vir my. Ek sal dit oorvat by jou. Ek sal dit vir jou uitsorteer. Ek sal jou leer hoe om dit te hanteer, wat om te doen, wat om nie te doen nie. Ek gee dit vir jou, dis joune. Die oplossing, sodat jy vrede kan hê. Hy wag vir jou. Hy wil hê jy moet dit vir hom gee, sodat jy in vrede kan leef. Bob Harvey is 'n Amerikaanse
pastoor. Hy skryf in 'n artikel. Een van sy vriende is 'n pastoor en hy sterf skielik. Hy is al nie meer 'n jong man nie. En hy is nou op baie plek waar almal vir hom sê oom. So en hy sterf. En hy is nog aktief in die gemeente betrokke. En hy het 'n medeleraar, uiteindelik 'n paar pastore in die gemeente. En hy is nou dood en nou gaan een van die pastore wat in die gemeente is, heel waarskynlik die ou wat seker nou sal oorvat eendag, gaan nou na sy vrou toe, die weduwee. En hy gaan nou sy simpatie betuig en haar vertroos. En soos die meeste van mense het ons geen idee hoe om vertroosting te gee in so 'n situasie nie. En nou praat hy oor allerlei goed vir haar en verduidelik vir haar van die Here het hom kom haal want dit is nou sy tyd om in die hemel te wees en al die goeders. Weet wat jy nou maar verduidelik vir iemand wat deur hierdie proses of in hierdie proses is, sy's hartseer, haar man is nou net dood en die Here het gelukkig nie vir haar met haar gepraat oor die Here die beste blommie kom pluk nie. Julle sê dit net nooit van iemand nie, asseblief. Dis nie woorde van troos nie, dit maak mense baie de mekaar. En op 'n stadium toe kyk sy hom so. Nou hy's mos nou 'n geleerde pastoor, hy het geleer hoe om mense te help. Sy sê vir hom, ek wil hê jy moet so 'n bietjie stil bly. Ek het nie op hierdie oomblik in my lewe. Nou het ek nie die God nodig wat jy daar beskryf nie. Ek het nou 'n God nodig wat hierdie koppie van my kan uitsorteer. Ek het 'n God nodig wat groter is as my brein. Op die oomblik. Weet jy wat? Ons het 'n God wat groter is as ons breine. Baie groter. En dis hierdie brein van jou en my waar ons keuses maak in die lewe. Wat kies om oor te gee of om nie oor te gee nie. Ons kies om in beheer te bly. Jy kies om te sê, Here, ek vat hierdie ding, ek gaan beheer oor hom uitoefen en ek gaan dit doen. God sê, nee, eers moet iets in jou gebeur. Romans 12:2 says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Be transformed by the renewal of your mind. Ek en jy het 'n God nodig wat groter is as hierdie koppie van ons. Want as jy vir ons al die goedjies dink, ons het iemand nodig wat net kan sê, hey, ek weet baie meer as wat jy ooit dink om te weet. Jy kan my vertrou. Jy kan my vertrou met jou hele lewe, met alles wat daar is om my mee te vertrou. Vertrou jy God met alles? Of is daar nog ietsiekie wat jy hier binne gebeer het? Dalk het jy laas week opgestaan terwyl ek uitnodiging gee en gesê, Here, ek kom gee dit alles vir u. Maar Woensdag, toe haal jy hom weer. Soos ons maar doen, hè? En jy vat hom weer terug. Jy kan God vertrou, broer en suster. Jy kan God vertrou met alles in jou lewe. Gee dit vir hom. En vertrou hom. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u met ons praat en met ons deel. Heilige Gees, u is so getrou. U spreek so in my, en terwyl ek hier besig is om te praat, hoor ek hoe u praat. Hoor ek u stem hier binne in my. Dankie. Dankie dat u met ons praat, Here. Jesus, dankie dat u gekom het en gesê het, ek het gekom om vir julle rus te gee. Ek eer u daarvoor. Prinsesse, miskien het jy 'n bietjie rus nodig van jou beheer. Al jy gaan dit net kry as jy dit vir God gee. Ek wil graag saam met jou bid. Vir die Here vra om jou te help as daar iets is wat jy volgens vir hom moet gee.
Miskien sukkel jy bietjie met die vertroue gedeelte. Wel, as jy tyd by hom gaan spandeer, gaan jy leer hoe om hom te vertrou, want dis wat jy leer. Ek wil graag saam met jou bid. Miskien is daar iets wat jy vanoggend vir die Here wil gee. Dan staan jy gou op jou voete en jy sê, Here, hier is dit, ek gee dit vir U. Ek gee dit vir U. Dis 'n eenvoudige uitnodiging. Jy weet, as die Here met jou praat, luister. Ek vertrou U, Here, met hierdie saak in my lewe. Hier is dit. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek wil rus en vrede in my hart kry. Hier is dit, Here. Ek gee dit vir U. Is daar nog iemand wat wil staan? Staan gou op jou voete. Vader, U ken elke man en vrou, U ken hierdie mensies. U weet watter deel van hulle lewens hulle nog onder hulle beheer het en dan vashou. Dankie dat U die Here is wat sê, kom na my toe. En gee dit vir my. Ek sal vir jou rus gee. En terwyl mense vanoggend net vir U sê, hier is dit, Here, ek gee dit vir U. Ek vertrou U volkome daarmee. Ek gaan dit nie weer terugvat nie. Ek gee dit vir U, want ek sit my vertroue in U. Haal daar die las, haal daar die juk van hulle skouers af. En gee daai vrede, Here. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. In hulle wesens, in hulle harte. Dat hulle U wil sal ontdek, Here. Dat hulle dit sal sien en ervaar en beleef en U wil sal leef. En ek bid dit vir ons elkeen, Here. Dat ons op 'n konstante wyse in ons lewens sal oorgee aan U. Here, wanneer ons hierdie stoeigeveg met ons vlees in die gang het, dat ons oorwinning sal kry oor ons vlees en ons aan die Gees sal onderwerp, sodat ons U wil kan ontdek in ons lewens. So dankie dat U ons daarmee help. Dankie dat U ons leer, sodat ons U wil kan doen. In Jesus se wonderlike en lieflike naam bid ons dit. Amen.